Vriende, baie welkom by vanoggend se erediens. Dit is 'n groot voorreg dat julle by ons inskakel en vandag sluit ons die preekreeks af met die laaste gawe en dit is die gawe van leraar. En my gebed vooraf is dat jy regtig jou hart en jou gedagtes en jou ore en alles sal oopmaak en mag God opnuut vandag met jou praat en iets binne jou kom wakker maak. Dit sal beslis my gebed wees vir jou vandag. Ek gaan dadelik wegspring. Ek wonder of julle iewers nog ou briewe by die huis het, in 'n laai of in 'n skoenboks, of jy iewers dit berg. Myne is in 'n skoenboks. En ek praat nou nie van e-posse of van WhatsApp boodskappe nie, maar regte briewe waarop daar geskryf is, handgeskryf is, miskien deur 'n oupa of 'n ouma of 'n geliefde wat nie meer daar is nie. En ek dink julle sal saam met my stem dat wanneer jy so 'n brief optel en jy dit lees, dan hoor jy nie net die woorde nie, maar jy hoor eintlik daardie persoon se stem. Jy voel weer iets van die liefde en die erns waarmee daardie persoon vir jou hierdie brief geskryf het. En al neem jy noodwendig alles letterlik op wat die brief sê nie, lewe jy met daardie brief na in jou hart. Jy soek steeds die hart agter die woorde van daardie brief en jy leef verder daarmee. En die gedeelte waarna ons vandag gaan kyk is baie soortgelyk. Dit is presies so 'n tipe brief. So kom ons maak vandag saam 'n ou brief oop, 'n pastorale brief, waaruit ons regtig God se stem diep gaan hoor vandag. Kom ons lees saam uit Timoteus 3 vanaf vers 14 tot en met hoofstuk 4 tot en met vers 5. Maar jy bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeesters was en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus, wat die lewendes en die dooies sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap. Verkondig die woord. Hou daarmee vol, tydig en ontydig. Weerlê, bestraf, bemoedig deur met alle geduld onderrig te gee. Want daar sal 'n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaar maak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend. Maar bly jy in alle omstandighede nugter, verdra lyding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie en voer al die pligte van jou bediening uit. Ons lees net tot sover. So iemand skryf hier aan Timoteus, amper soos 'n geestelike seun, sy geestelike seun, in 'n tyd toe die eerste apostels reeds weg is en die kerk nog worstel om te verstaan wie sy sonder hulle gaan wees. Onthou, die apostels het na die kerke geplant en nou het hulle weggegaan en gaan ander kerke plant. Nou is die gemeente hier en hulle verstaan nou nie wat hulle gaan doen sonder die apostels nie. Dit is 'n tyd van onsekerheid, van valse leraars wat rondloop, van gelowiges wat nie meer weet wie om te vertrou nie. En in daardie tyd skryf iemand hier na Timoteus, bly by wat jy geleer het, ken jou tradisie, ken jou skrif. Hierdie is 'n brief. Ons hoor eintlik die stem van iemand wat lief is vir die kerk en wat op daardie oomblik net sien hoe kwesbaar hierdie gemeente eintlik is. Nou dit klink baie eenvoudig wat Timoteus moet doen, wat daar gedoen moet word. Maar dit is presies hierdie brief wat vandag een van die gewildste tekste is om die Bybel te beskryf as die onfeilbare woord van God. Ek wil vandag saam met julle waag om te vra of hierdie teks dit reg verstaan, of hierdie teks die reg het om dit te sê. En daarmee wil ek nie die skrif minder ernstig vat nie, julle, inteendeel. Ek wil hê ons moet dit nog ernstiger vat. Vers 16 word veral aangehaal wanneer daar gewys word dat hierdie Bybel is die onfeilbare woord van God.
Die gedeelte, die vers sê vir ons, die hele skrif is deur God ingegee, sê die 53 vertaling, of is deur God geïnspireer, sê die ander vertalings. Die Griekse woord vir geïnspireerd is so mooi, en dit beteken letterlik, dit is deur God geasem. Nie deur God geskryf met 'n pen en 'n papier nie. Die hele skrif is deur God geasem. So dink so 'n bietjie na oor wat asem doen. Jy weet, op 'n koue, winterskoue oggend, as jy uitblaas, dan sien jy die asem en dit gaan weg en jy voel dit, as jy blaas in jou hand, jy voel hier daai hitte. So dink vir 'n oomblik net wat 'n wasempie doen. 'n Asem is lewend en dit beweeg. Die skrywer sê dis nie die Bybel is 'n klip waarop woorde vir altyd ingekap staan en dit is hoe dit is nie. Hy sê die Bybel is iets waardeur God se lewende asem beweeg. En waarvoor is daardie asem dan nou eintlik daar? Die skrywer sê ook vir ons. Dit is daar om toe te rus vir elke goeie werke. Nie om ons oor elke saak presies te laat reg wees en ons moet perfek wees nie, maar om ons te vorm. Nie om mense te gaan seermaak nie, maar om ons te vorm en om goed te doen in hierdie wêreld. Nou as die Bybel bedoel is om ons te vorm tot liefde en goeie werke, wat maak ons dan wanneer 'n bepaalde manier om die Bybel te lees juis begin om mense seer te maak? Wanneer dit gebruik word om vroue stil te maak, om sommige mense se plek in die kerk te verklein, of hulle te sê maar julle leef in sonde, of om ander se menswaardigheid af te breek, dan dink ek het iets in ons manier van lees, hierdie Bybel lees, skeef geloop, want dit is nie waarvoor God se asem gegee is nie. Ons moet dalk vandag dis eerlik terugstaan en dink hoe ons die Bybel lees, want daar is nie net een manier om dit te doen nie. 'n letterlike of 'n fundamentalistiese lees is een manier, en dit neem elke woord presies soos dit op papier staan is op, sonder om te vra wie het dit geskryf, vir wie, in watter wêreld en met watter doel. 'n ander manier van lees is 'n bietjie 'n kritiese manier. Dit vra wat hierdie woorde in die tyd en kultuur waarin hulle geskryf is, beteken het, en ook wat dit beteken in ons wêreld vandag. Dit is nie 'n manier om die Bybel minder geloofwaardig te maak nie, dit is 'n manier om die Bybel eerder eerlik te lees. Kom ek gee vir julle 'n paar voorbeelde wat wys hoekom hierdie vraag saak maak. En let op, dit gaan oor kwessies waaroor die kerk nog steeds besig is om te stry. Situasies wat nie te onlangs ook in die nuus verkondig was nie. Kom ons begin naby aan vandag se tema, in 1 Timoteus, 'n brief wat baie na verwant is aan die een wat ons vandag lees. Skryf dieselfde skrywer dat 'n vrou in stilte moet leer en onderdanig moet wees, en dat sy nie toegelaat word om te onderrig of gesag oor 'n man te hê nie. Nou 'n letterlike lees maak hiervan 'n ewige wet. Vroue mag nooit predikante word of leraars as 'n gawe hê nie. Maar 'n krities historiese lees vra eers, waarom het hierdie skrywer dit juis vir hierdie gemeente in Efese geskryf? Efese was die tuiste van 'n groot tempel vir die godin Artemis, waar vroue as priesteresse oor mans geheers het. Dit lyk asof daar in hierdie spesifieke gemeente ook probleme was met vals leer wat deur sommige vroue versprei is. Dit was dus, sover ons kan sien, 'n woord, 'n brief vir 'n spesifieke krisis in 'n spesifieke tyd in 'n spesifieke gemeente. Nie 'n algemene reël vir alle tye nie. Want in dieselfde Nuwe Testament vind ons vroue soos Phoebe wat 'n diaken was, Junia wat 'n apostel genoem word, en Priscilla waar Dominee Arno gepreek het wat selfs vir die geleerde Apollos reggehelp het toe hy verkeerd geleer het. So as ons hierdie Bybel en al hierdie tekste letterlik wil lees, dan sluit ons hierdie ongelooflike vroue ook uit wat God gebruik het, wat as leraars ook opgetree het. Kom ek gee vir julle nog 'n voorbeeld, nie uit ons teks self van vandag nie, maar 'n teks wat julle waarskynlik ken, want dit word gebruik in gesprekke oor selfde geslag verhoudings.
En ek wil dit nie vandag vermy nie, ek dink dit is nog steeds iets wat ons op die tafel kan sit. In Levitikus staan daar die bekende woorde dat 'n man nie soos met 'n vrou by 'n ander man mag lê nie. Baie geleerdes wat die ou Hebreëse tekste bestudeer het, wys daarop dat die woorde eintlik lui om soos 'n vrou te lê met 'n man. Dit gaan volgens hulle nie oor om iemand lief te hê, dit gaan nie oor liefde vir 'n persoon in 'n verhouding nie, maar oor 'n man wat in daardie kultuur en daardie tyd alles was, die eer en die skande, alles was op die man gewees, en dit sou baie skande gewees het as 'n man soos 'n vrou opgetree het. Dit staan binne 'n hele stel wette wat oor die beskerming van 'n suiwer manlike geslagslyn gaan, sodat mens kan voortbestaan en die gronde ook oorgeerf kon word. So hierdie teks, dit is 'n heel ander vraag as die vraag waarvoor ons die teks vandag gebruik om mense baie seer te maak. En as jy ook 'n paar verse verder lees in Levitikus, in dieselfde hoofstuk, amper so 'n bietjie in dieselfde asem, staan daar ook dat jy nie klere van twee soorte materiaal mag dra nie, dat jy nie kreef of garnale mag eet nie, en dat 'n vrou wat menstrueer vir 7 dae as onrein beskou moet word. So as ons die een teks letterlik en bindend vir vandag maak, waarom doen ons dit nie ook met die ander tekste nie? Niemand van ons hou al hierdie voorskrifte in Levitikus vandag voor nie. Ons leef nie presies daarvolgens nie. Ons kies. Of ons dit wil erken of nie, ons kies. So die vraag van vandag moet eerder nie wees, wat staan daar letterlik geskrywe nie, maar eerder op grond van wat kies ons en wie besluit. Nou sal iemand vir my vra, maar hoe weet ons dan watter manier van lees is dan nou reg? En dit is 'n regverdige vraag, ons moet hierdie vraag vra. En ek wil nie sê dat daar is net een manier van reg lees nie, maar daar is vir my 'n paar goeie maatstawwe wat ons kan help. En die eerste ene is konsekwentheid. As jy sê jy lees net wat daar letterlik staan, dan moet jy dit deurgangs kan doen. As jy die vers oor vroue wat nie mag leer nie ernstig vat, maar die voorskrifte oor kopbedekking of varkvleis wat reg langs aan dit staan ignoreer, is jy besig om nie konsekwent die Bybel te lees nie. Die tweede maatstaf is dat die Bybel dikwels haarself help interpreteer. Die Bybel interpreteer haarself ook op 'n manier. Ons moet ander tekste in dieselfde Nuwe Testament ook dan ernstig neem, soos die vroue wat wel leraars wat wel geleer en gelei het. En dan die derde een, en vir my die belangrikste maatstaf, kom eintlik uit ons eie teks vandag. Die doel van die skrif, sê die skrywer self, is dat ons toegerus moet word vir elke goeie werk. 'n lees van die Bybel wat mense uitsluit, verneder of stil maak, kan ek nie dink is die regte lees van die Bybel nie. Nou daar is iets in ons teks wat ek graag ook wil omdraai, want ek dink ons het dit oor die jare andersom dalk verstaan. Die skrywer waarsku Timoteus dat die tyd sal kom wanneer mense nie meer die gesonde leer sal verdra nie, en dat hulle vir hulle self leraars sal bymekaar maak wat net vertel wat hulle graag wil hoor. Die Griekse direkte vertaling sê dit ook so mooi, dit sê mense gaan jukkende ore hê. Ons het dikwels gedink dit beteken mense wat 'n makliker, meer oop, meer liberale evangelie soek, omdat die waarheid vir hulle te swaar is om te dra. Maar ek dink, wag so 'n bietjie, kom ons dink mooi hieroor. Wat is regtig makliker? Om te worstel met 'n moeilike teks, met konteks, met vertaling, met die pyn en vreugde van 'n mens wat anders is as jy? Of om net te sê, die Bybel sê dit duidelik, die saak is klaar. So 'n reël wat jy net kan volg, sonder om te dink, sonder om jouself af te vra of jy dalk iemand seermaak, is baie makliker as 'n skrif wat van jou vra om te luister, om te leer, en om jouself ook soms te kan bevraagteken.
Miskien is die grootste juk van ons tyd nie die soeke na 'n makliker evangelie nie. Dit is die soeke na 'n makliker, klinkklare Bybel wat ons nooit hoef te laat verander nie. Wat so swart en wit staan, dat dit is wat dit is. En dit bring ons by die gawe waarmee hierdie preekreeks vandag afsluit. Die gawe om leraar te wees. Ons het gesien hoe 'n rigiede lees van 'n ander pastorale brief vroue van hierdie einste gawe dan nou kan uitsluit. Kom ons kyk nou mooi wat ons eie teks vandag self oor hierdie gawe van leraar sê. As jy mooi kyk, sien jy dat die skrif 4 dinge in 'n leraar se hand, sien jy dat die skrif 4 dinge in 'n leraar se hande moet doen. Dit moet mense onderrig. Dit moet verkeerde idees uitwys en reguit maak. Dit moet mense help om weer op koers te kom wat dalk so 'n bietjie afgedwaal het. En dit moet mense vorm en opvoed om reg te leef. Maar let op hoe dit alles gedoen moet word. Die hoe is belangrik, want die teks sê dit moet met alle geduld gedoen word. Nie deur vir iemand 'n vers te gooi of hulle met klippe of die Bybel te gooi en ook nie met so 'n harde sekerheid dat daar nie meer plek is vir 'n gesprek dat daar nie plek is vir nog 'n gesprek nie. Ons moet dit doen met geduld, met deeglike werk en met liefde vir die mense met wie ons bespreek of wat voor jou sit. 'n Leraar se werk is nie om die Bybel so te verdedig nie, maar dit is om mense te help om God se lewende asem daarin te hoor. Ook al kos dit jou tyd, al is dit ongemaklik, of al vra dit dat ons 'n bietjie ons ou aannames net vir 'n oomblik moet gaan herbesoek. Jy weet, hier is nogal dieselfde patroon wat ons in party ander vroeë kerkbriewe sien. Gemeentes wat in 'n kultuur met 'n baie vaste idee oor wie mag praat en wie moet stil bly, geworstel het. Wat ook geworstel het met hulle nuwe struktuur en jy weet hoe om sin te maak van hierdie. Party van daardie strukture het die kultuur van die tyd meer weerspieël as die evangelie self. Ek sê dit weer, baie van daardie strukture het die kultuur van die tyd meer weerspieël as die evangelie self. Dit beteken nie dat ons hierdie brief of geskrifte moet weggooi nie. Dit beteken ons moet dit lees soos wat dit is. 'n Eerlike, menslike poging om getrou te wees in 'n spesifieke tyd en nie dat dit 'n ewige beloudruk vir elke tyd is nie. En iets wat ons ook nie moet miskyk nie, is 'n leraar, is self ook iemand wat altyd leerbaar moet wees en bly. As iemand met jou kom praat en voorgee, hulle het reeds al die antwoorde, mag jy gerus 'n bietjie skepties wees. Dink maar aan Job. Sy hele boek gaan nie oor maklike antwoorde nie, maar oor 'n eerlike, soekende geloof. 'n Geloof wat worstel, wat vra, wat nie bang is om in die onsekerheid te bly staan totdat God self antwoord nie. Die egtheid van 'n soekende geloof in ons tyd. Daardie soeke hou nooit op nie, ook nie vir 'n leraar nie. Ons moet self bly leer en bly groei, net soos ons van ander vra om te doen. Kom ons gaan terug na die ou brief in die laai. Wanneer jy so 'n brief lees, maak jy nie elke woord daarin 'n wet nie. Jy soek die hart agter die woorde. Jy vra wat hierdie mense vir jou wou sê met die liefde wat hulle vir jou gehad het en die tyd waarin hulle dit geskryf het. En dan neem jy daardie liefde en jy leef dit self uit. Nie noodwendig op presies dieselfde manier nie, maar met dieselfde hart. So, vriende, is die Bybel ook nie 'n voorwerp wat ons moet aanbid nie. Ons moet nie hierdie stuk boek aanbid nie. Ons aanbid nie 'n boek nie. Ons aanbid God. En God word vir ons lewend deur hierdie woord wanneer ons dit met eerlikheid, nederigheid en ook liefde lees. 'n Bybel wat nooit van ons vra om te verander, te groei of ander se pyn raak te sien nie, is nie meer 'n lewende woord nie. Dit is 'n klip wat ons teen mekaar gooi. Die vraag vandag is dis nie of jy die Bybel ernstig vat nie. Ek weet ons almal doen dit. Die vraag is eerder hoe jy dit ernstig vat. Los jy ruimte vir die asem van God om deur hierdie teks te beweeg? Of het jy dit klaar vasgevries in 'n vorm wat vir jou gemaklik is? Vriende, ek sluit af. Mag ons 'n kerk wees wat die skrif ernstig genoeg vat
om dit ook eerlik te lees. En mag elkeen van ons, of jy nou elke Sondag hiervoor preek, of vanaand nog vir 'n vriend probeer verduidelik hoekom jy steeds glo, en of jy die gawe van 'n leraar het, mag jy dieselfde 3 goed dra. Geduld, deeglikheid en liefde. Want onthou, die doel van hierdie heilige skrif was nooit dat ons moet perfek en reg leef nie. Dit was dat ons dit toegerus sal wees vir die goeie werke, en dat ons goeie goed sal doen in hierdie wêreld. Amen.